Die Bybel sê dat God deur sy Gees in ons woon. Weet jy wat? Ons is nie gastehuise vir die Heilige Gees nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is vir my lekker en 'n groot voorreg om jou vanoggend te groet in Afrikaans op die Vrydagmôre. Ja, ons doen nie meer tuis the word in Engels nie, ek doen dit Afrikaans. En vanmôre wil ek 'n bietjie met jou gesels oor ek is nie 'n gastehuis nie. Die Bybel sê dat God deur sy Gees in ons woon. Daarom is ons nie gastehuise nie. Ons is nie veronderstel om 'n gastehuis vir die Here te wees nie. Kom ons lees gou Johannes 14 vers 23, 1 Korintiërs 3 vers 16. Jy ken hierdie verse. Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis nie 'n gastehuis begrip nie. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie, vra Paulus, dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Dis reg. Ons is nie gastehuis nie, want wat is 'n gastehuis? Dis 'n tydelike woning vir toeriste. Heilige Gees is nie 'n toerist nie en ons moenie Heilige Gees soos 'n toerist behandel nie. Heilige Gees wil in ons woon. 'n Toerist, nê, kom en gaan en het geen seggenskap op 'n gastehuis nie. 'n Toerist bly natuurlik tydelik, nê, en mag geen verandering aan die gastehuis maak nie. Gastehuise behoort aan ander mense, nie aan die toerist nie. En jy weet, daar is vir my tekens as Heilige Gees 'n toerist in jou lewe is. Jy is halfhartig, dubbelhartig en lou in geloof. Daar is geen gemeenskap en verhouding en liefde vir God nie. En jy laat Heilige Gees ook nie toe om verandering in jou lewe mee te bring nie. Is dit nie so nie? As gastehuis behoort jy natuurlik aan jouself. En enige iemand is welkom. Is dit nie so nie? Dis bad. Heilige Gees werk nie so nie. Maar daar is tekens, nê, dat jy 'n woning van Heilige Gees is. Heel eerste, jy behoort mos nou aan die Here en net aan die Here. Jy's warm in jou geloof, man. Jy's meelewend met medegelowiges. Jy's doelgerig in jou geloof. Jou lewe spreek van gemeenskap. Dit spreek van verhouding en dit spreek van liefde met God. Soos ons skrif sê, jy bewaar God se woord aan jou binnekant, betekende God se woord en die wil van God is vir jou kosbaar en belangrik. Heilige Gees wat in jou woon, bring verandering in jou lewe. Dit is 'n gegewe, kind van die Here. As die Heilige Gees in jou bly, dan kom daar verandering in 'n ou se lewe. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Heilige Gees vrug neem toe in jou lewe en Heilige Gees gawes manifesteer soos Heilige Gees binne jou dit nodig ag tot bemoediging en opbouing en liefde en teregwysing en 'n belegging in ander mense se lewens. Heilige Gees, nê, werk deur jou as oplossing vir die mensdom. Jy weet, soos die jare aanstap, dan neem Heilige Gees al hoe meer plekke in ons lewens in. En soos die jare aanstap, leer ons om Heilige Gees se stem binne in ons te erken en om die Heilige Gees se stem te vertrou en om die Heilige Gees se stem te gehoorsaam. Jesus word meer soos die skrif sê en ek word natuurlik minder. Ek is nie 'n gastehuis nie, ek is 'n tempel. En ek en jy is 'n woning
van Heilige Gees en ons uitroep is, Here, meer van U in ons. Gee ons 'n groter begrip van wie U in ons is en wie ons deur U is. Amen.